Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons vanmôre het om na U toe te kan kom. En vanmôre ook hierdie woord na U op te dra. Dis U woord. Ons vra dat dit vanmôre ook deur U geheilig word. Dat dit ons harte aanraak en dat dit ons opnuut versterk in ons lewenswandel hier op aarde. Dat ons so sal lewe, dat ons, Here, die doel waarvoor U ons hier op aarde geplaas het, daai doel sal bereik in Jesus naam. Dankie vir die seën op die woord. Dankie dat die woord kragtig is, dat dit magtig is, dat dit in staat is om ons lewens te verander en te vernuwe en om ons te herstel in Jesus naam. Amen. Amen. You may be seated. Wonderlik om hier te wees. Baie welkom aan elkeen en goeiemôre aan elkeen. Ek vergeet gewoonlik om die mense te begroet vanuit die gesalfde stoele en tot by die kindertjies. Amen. Ek wil u vanmôre so begroet dat die heerlikheid van die Here oor u sal skyn en dat die Here u genadig sal wees. Dat die krag van die Heilige Gees vanmôre in ons sal werk om te wil en te doen. Amen. Dankie vir die worship team. Julle het ons vanmôre gestig, julle het ons aangenaam verras en opgelig. Amen. It's because of the glory, the anointing that is in the worship. Amen. The anointing is in the worship. En die musiek, jy kan kyk na die manne wat disco toe gaan. Hulle is happy. They are a happy crowd. En wanneer die musiek hier gespeel word, dan maak dit ons happy dat jy voel dat hier binnekant, there's a stirring, daar's 'n beroering wanneer dit by die musiek kom. Amen. Dis hoekom toe Dawid die musiek, die harpie begin speel het dit 'n kalmte oor ou Saul gebring. En dat calmness, dit gaan alle verstand te bowe. Amen. Ek wil vanmôre met u praat oor 'n verhaal wat net 4 hoofstukke in die Bybel is. Oor Rut en Naomi. Oor Rut en Naomi. Ek wil nie praat oor Boas, ek wil nie oor die liefdesverhaal vanmôre van Rut en Boas praat nie, maar ek wil vir Boas ook so iewers in die prentjie inbring. En ons sal verstaan waaroor hierdie liefdesverhaal gaan. Maar dit het ook gegaan oor 'n moeder en haar skoondogter, oor 'n skoondogter en haar skoonma. Amen. Ja, baie kere dan die skoondogters en die skoonmaas kom nie oor die weg nie. En die halleluja. En die skoonmaas kom nie oor die weg met die skoondogters nie. Maar die Here is genadig dat ons vanmôre weer op kan besef dat die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Daai liefde het 'n skoonma en 'n skoondogter aan mekaar verbind. En nie net 'n skoondogter, daar was nog 'n skoondogter, hulle was verbind aan mekaar deur die eenheid wat daar uit die seuns uitgekom het. Amen. Voor ek by die woord kom ons lees eers die woord. Dan gaan ek vir verder daarvan. Rut, die eerste hoofstuk. Maar daar die eerste hoofstuk in Rut. Ruth. The first chapter. Die eerste hoofstuk daar in. Nou my merker hier missing. Ons probeer weer. As ek dit kry nie, moet ons maar in Engels vertaling begin.
Rut is net daar na die boek van Rigters. Dit was in die tye van die Rigters. Rut, die eerste hoofstuk vanaf vers 8. Sê Naomi aan haar 2 skoondogters, gaan heen, draai om, elkeen na die huis van haar moeder, en mag die Here julle aan julle guns bewys, soos julle aan die dode en aan my bewys het. Mag die Here gee dat julle 'n rusplek vind, elkeen in die huis van haar man, en sy het hulle gesoen, maar hulle het hul stem verhef en geween. En aan haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk. Maar Naomi sê, draai om my dogters, waarom sou julle met my saamgaan? Het ek nog seuns in my liggaam, dat hulle julle mans kon word? Draai om my dogters, gaan heen, want ek is oud, ek is te oud om 'n man te hê. As sou ek sê, ek het hoop, en nog vannag aan 'n man mag behoort, en ook seuns baar, sou julle in die geval kan wag, totdat hulle groot geword het. Sou julle in die geval julle self opsluit, om nie aan 'n man te behoort nie. Ag nee, my dogters, want dit is vir my baie bitterder as vir julle, dat die hand van die Here teen my uitgestrek is. Toe verhef hulle stem en ween weer, en Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het daar aangehang. Daarop sê sy, kyk, my skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoondogter, jou skoonsister aan. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u vertoef, sal ek vertoef, en u volk is my volk, en u God is my God. Waar u sterwe, sal ek sterwe, en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen, en so daaraan toedoen, net die dood sal skeiding maak tussen u en my. Toe sy sien dat sy vas besluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. En hulle 2 het op die pad gegaan, totdat hulle in Bethlehem gekom het. En toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak. En die vroue het gesê, is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het? So het Naomi dan teruggekeer, en Rut, die Moabitiese, haar skoondogter wat saam met haar uit die veld van Moab teruggekeer het, en hulle het in Bethlehem gekom in die begin van die garsoes. Amen. Tot sover die Here seën hierdie woord aan die hart. The English version saying in verse 22, this then was how Naomi came back from Moab with Ruth, her Moabite daughter-in-law. The barley harvest was just beginning when they arrived in Bethlehem.
Die garsoes. Ons weet nie veel van gars nie. Ek weet nou van die koringoes en die wat is daai ander ding? Ja, die canola en die rog, die haver. Maar die gars, hulle het gars gebruik vir hulle daaglikse doeleindes en brood maak en al die goed en die suurbrode en al die lekker dinge wat die mense nou as kosbaar sien. Ons het dit nie so gelyk nie. My vrou sê sy het nie gehou van hy suurbrood nie. Wil hy suurdeeg, nie soet suurdeeg nie, suurdeeg. Hy het 'n plantjie gehad. Nou, Naomi, ons ken die verhaal van Naomi, hoe hulle sy en haar man weggetrek het uit Bethlehem het in die tyd toe daar droogte was. Toe daar droogte in die land gekom het, het haar man vir haar gesê, ons moet nou hiervandaan trek. En hulle het in die velde van Moab gaan bly. Nou Moab was die afstammelinge van Lot. Yes. Jy weet my kerk? Hallo. Moab was die afstammelinge van Lot. Wat en hulle Naomi en haar man en haar 2 seuns het in Moab gaan bly, waar die man later gesterf het en ook die 2 seuns nadat hulle getrou het. Dis hoekom die 2 skoondogters saam met hulle skoonma weer terug toe hulle hoor daar in die velde van Moab het hulle gehoor dat die Here het weer aan die Israeliete guns bewys. En daar is weer kos in Israel, daar is weer kos in Bethlehem. Bethlehem beteken plek van brood. En toe hulle besluit, maar hulle gaan terug Bethlehem toe. They decided that they will go back to Bethlehem. And on their way, Naomi decided, but it's better for her daughters-in-law to stay with their people. Jy sien, Naomi dan in vers 7, toe sê sy vir hulle, so het sy dan haar woonplek verlaat en haar 2 skoondogters saam met haar, maar toe hulle op pad was om na die land Juda terug te keer. Sy het gesê, in vers 8 sê sy, mag die Here aan julle guns bewys. Mag die Here aan julle guns bewys. Daai guns beteken nie net guns by mense nie. Dit beteken, dit is guns by God. Die guns wat God aan Israel bewys het, dat daai guns van God ook op haar skoondogter sal wees. Hulle het besluit, maar en sy het aangedring, die meisiekinders het geween, hulle het daar aangeklou, hulle het daar aangekleef en gesê, ons wil nie teruggaan nie. Ons wil saam met u gaan. Totdat Orpa toe besluit het, jy weet, ons baie keer hou mense so aan by jou en sê, maar doen dit en dat toe besluit Orpa, okay, maar ek gaan maar terug na my mense toe. Ek dink amper, en die geskiedskrywer sê ook dat Orpa het dalk aangehou om die Here in Moab te dien. Alhoewel Naomi gesê het, sy teruggedraai na haar mense toe en na die afgode wat hulle daar aanbid het die guns wat op haar lewe was, sou sy aanhou om die Here te dien. En hier kom Naomi en Rut in Bethlehem aan, in die oestyd. Toe die oes begin, kom hulle daar aan en Naomi sê, julle moet toch nie Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Here het my baie bitterheid aangedoen. Naomi beteken lieflikheid. Naomi beteken ook my vreugde.
Jy sien, Naomi wou nie meer hierdie lieflikheid hê nie. Sy wou nie meer die vreugde hê nie, want sy is bitter, want sy het alles verloor, actually. En hulle kom daar aan. Sy kom daar met haar skoondogter aan, wat beteken metgesel. Metgesel. Daar ons altyd met ons sang aan het aan, Babegi, Tweefontein, dan is altyd, wanneer die mense daar opgetree het, hulle altyd gesê, sy spallie hy spannetjie wat hy lieflike ding wat hulle nou so oral sing. Dit is my leefie en dit is dan was daar altyd een metgesel. Nee, dat was altyd so aangekondig op by Lavona en metgesel. Hallo! So wanneer jy metgesel het, het jy 'n maat om mee te praat. It's your partner. En Orpa beteken agterkant van die nek. Die agterkant van die nek. Seker baie lastig wat sy saamgedra het. Ek bring maar net hierdie boodskap vir jou vanmôre. En Rut het later het Boas die losser geraak vir Rut. En jy weet, Naomi sê, ek het toch nie meer kinders in my nie, ek kan nie meer, as jy al het ek ook kinders, kan jylle wacht tot hulle jong mense is, want hulle het nie kinders gehad nie. En wanneer hulle nie kinders gehad het nie, moes daar 'n losser kom. As hulle nie nog broers gehad het, as hy nog 'n broer gehad het, as hy nog kinders gehad het, dan moes daai broer die vrou van sy broer gevat het. Maar daar was nie. So hulle moes 'n losser kry, wat vir Rut kon neem. En die een man het gesê, hy kan nie los nie. Boas is nader as 'n losser. Hy is nader aan Naomi as 'n losser vir Rut. En Boas beteken, in him is my strength. Boas beteken, aan hom is my sterkte. Boas raak die losser vir Rut. En hy trou op 'n stadium met Rut. En hulle het ook 'n kind gehad. Hey, nou gaan ek diep in die geskiedenis met jou. Boas is die seun van Salmon en Rahab. Hallo, kyk. Julle hierso. Rahab wat in Jerigo gebly het, die prostituut. Hallo. Die mannige huiswese daar so. En toe het sy later deel geword. Jy sien, wanneer God jou roep, wanneer die Here 'n plan met jou lewe het, Boas en Rut wat 'n Moabitiese is, wat 'n afstammeling van Lot is, hulle kom by mekaar en hulle het 'n seun met die naam van Obed. En Obed raak die vader van Isai en Isai raak die vader van Dawid. Oh, halleluja! Jy sien, en hulle kom uit die stamboom van Jesus. Jesus kom uit die stamboom uit 'n Moabitiese vrou uit 'n prostituut in Rahab. Oh, halleluja! God, if He calls you for a purpose, He will make a way. As die Here jou geroep het, sal Hy vir jou 'n weg maak. Hy bring mense by mekaar. En maak nie saak wat jy doen, jy verkeerde besluite, maar daai besluite, die Here werk op daai goed, want Hy het 'n doel met jou lewe. Hy het 'n plan met jou lewe. Hy is in beheer. Hy's vir hier vanmôre in beheer. Al voel jy het so ver afgedwaal.
Paul, if you feel like there's no way that I can settle in here. God had a purpose with your life. God het 'n doel. Sê vir jouself, God het 'n doel met my lewe. God het 'n doel. Al het jy hoeveel foute in jou jong lewe gemaak. Al is daar hoeveel dinge wat in jou jong lewe verkeerd geloop het. God take all that things and He bring it to one purpose because He got a purpose with your life. Hy bring alles by mekaar. Als jy sê, alles werk ten goeie mee. Al hy kom foute werk ten goeie mee. Vir die wat die Here lief het. Halleluja. Rut bely haar geloof in die Here. Toe sy sê, waar U gaan, sal ek gaan. U God is my God. God beloon iemand wat sy geloof in Hom bely. Thank you, Lord. Hy is 'n beloner. God, hy het alles by Hom. As jy jou geloof in Hom bely, dan beloon hy daai geloof wat jy bely. Hy beloon elkeen wat sy geloof in Hom bely, of haar geloof in Hom bely. Dat jy beplan ons mos dinge. Ek wil dit doen, ek wil dit doen, ek wil dit doen. Maar die Here laat nie altyd toe dat daai dinge gebeur nie. It's not always like that. Toe ek 'n jong klong was, wou ek eers polisieman raak. Ja, vertel daarvan. Ek wou eers polisieman raak. En ek het ook later aansoek gedoen vir 'n polisieman. Toe sê hulle, jy's way too short. As ek so Howard was long and tall, strong, then I would have survived it. En toe wil ek onderwyser word, maar toe loop ek weg van die skool af. Because ek kan nie by ander mense gaan boord. En my huis is ver van my. En ek het nooit skottelgoed gewas nie, toe moet ek skottelgoed was. En ek moet al hierdie klomp goed, as ek moet ek skottelgoed, as ons klaar geëet het, moet ek skottelgoed vanmiddag. As ek skool uitkom, moet ek skottelgoed was. As ons klaar geëet het, moet ek skottelgoed was, om die tuin nat maak. Oh, halleluja. God got a purpose. He works the things out for you to bring you to the purpose that He have for your life. Dat lyk vir jou die dinge, jy het 'n verkeerde besluit gemaak. God bring hy besluite alles by mekaar. Rut het 'n besluit gemaak. En vir haar skoonmamma gesê, hey, waar U gaan, julle skien met julle skoonma's waardeer. My skoonma het vir my later gesê, jou Botanieke het hom in die geluk geval. I don't know how to say it in English. Maar hy is heeltemal in die geluk geval met jou. So, God got a purpose. And I'm telling this church this morning, jou skoonmense moet jy waardeer. Yes. Hallelujah. Amen. As hulle nou julle nie meer nie. En julle twee nou as so slaat vir julle. Of laat vir julle drie uit. Julle drie. Waar sy man wat gesê het, wat maak Lia? Hy roep jou soms. Hy roep baie keer, waar is die jong mense? Hy roep jou soms.
om na iemand se raad soos jou skoonma te luister. Yes. En as jy nie 'n skoonma het nie, soos die ou dames hierso, soos 'n sorgsame skoonma, Ja. Iemand se skoonma. Yes. om daai persoon se raad, hy bring iemand Mentor. wat vir jou raad gee, om daai persoon se raad te aanvaar, sodat jy God se hand daarin kon sien. Dat jy God se hand kan sien in wat hy doen. Ruth saw God's hand in her decision to leave her family. Sodat sy 'n voorouer vir Yeshua, Mashiach kan wees. Sy saw hand. Sy het dit dalk nie daai tyd gesien nie, but the hand, hierdie 4 hoofstukke is geskryf sodat ons die hand van die Here kan sien en kan ervaar. Dis hoe hy maak nie saak waar uit watter agtergrond jy kom nie. God by die Here maak dit nie saak waarvandaan of wat, of jy bruin of wit of swart of blou of groen is nie. When God calls you, when he got a purpose for your life, he will bring you to that purpose. He will bring you to the place where he wants you. Maak nie saak hoe, of jy onderste steen bo kom met die ou mense gesê nie. He will do that. Hy openbaar sy liefde aan eerbare mense. Hy openbaar sy liefde. Hy wys sy liefde aan eerbare mense. Ek dink jy kan getuig daarvan. Elkeen kan hier getuig. Hoe jou verhouding met die Here is. Maak nie saak hoeveel foute jy gemaak het. Iemand gister gesê dat as jy in Christus is jy klaar vergewe. Sy bloed het klaar gevloei. Ons het genade by hom gevind. Maar hy openbaar sy liefde aan eerbare mense. Hy wys sy liefde. Hy bewys sy liefde aan eerbare mense. Those who are faithful. He shows his love. Hy het sy liefde aan Rut bewys. En vir haar Boas gegee. Weet hoe dit, hulle kom aan die garstyd, hulle het niks, hierdie 2 vrouens het niks. Hulle kry om daar so 'n huisie waar hulle kan woon en dit. Hulle het niks nie, daar's niks. Maar hulle kom in die oestyd daar. Hulle kom in die droogte uit daar. Hulle het alles verloor. En hulle kom aan 'n tyd wanneer die Here jou roep, hy bring jou in 'n bestendige land in. En sy gaan are optel. Sy gaan werk op die land. Sy gaan werk in die boerdery. En terwyl sy are optel, sien Boas haar raak. En hy sê vir die maaiers, laat maar so nou en dan, moenie net dat net die ou korreltjies optel wat uitval uit die are, die graan uit die. Los so nou en dan so 'n paar gerwe, dat sy kan vanaand gaan sy met hy voorskoot. Ek kan nou nie lekker wees, maar die ou mense het hy dan so gedra, dan sê hy is vol en hy voorskoot is vol. Sy gaan huis toe vanaand kan hulle eet. God bewys sy liefde. En hy openbaar sy liefde aan eerbare mense. Hy verdien ons lof. Ek gaan klaar maak. Die lofliedere wat ons vanmôre hier gesing het. God verdien daai lofliedere, want hy het sy liefde aan ons bewys.
Hy roep ons familie en ons vriende om saam met ons die Here te loof. Hy bewys sy liefde aan ons, sodat ons as familie, as gesin saam die Here kan loof en kan prys en kan eer. Aan hom die lof kan gee. Gaan klaarmaak. Toe my mate bekering kom, toe wil ons niks hoor van die apostolies nie. Die apostolie was soos 'n vloekwoord geweest. Jy wil nie hoor wat hy groen bakkie daar in Noordhoek inkom, dan maak ek dat ek wegkom. As daai manne daar optrek en hulle begin hulle musieke instel, dan is ek woeka weg daar deur die sitkamervenster in die agterkant. Daar by Willem Thomas huis verby rivier toe. Jy wil nie hoor van apostolie nie. Hey, maar as die Here sy hand op jou het, as hy sy oog op jou het, o, prys die Here, en as 'n ma wat bid, of daar's 'n skoonma wat bid, maak hy dan bitter vir hom, tot op 'n Sondagmiddag, toe is ons amper soos 'n rit, en Naomi, ek en my ou vriend, kom ons uit Bellville uit, ons het niks. En ons kom daar op die parade, en ons hoor die musiek, en jy weet, ek het nou net gesê, ek wil niks van die apostolies. Daai man sê, kom ons gaan luister gou daar so. Ek sê, ons kerkmense daar. Hey, ek nog die verskoning so uitdink. Die sê, Here, ek het my oog op jou. Ek bewys my liefde aan jou. En ek kom daai aand, op 'n Sondag aand, tot bekering, gee my lewe aan die Here oor, bely my oortredinge, breek jou sigaretjies op en al die goedes. En 'n week later, toe hoor ek my pa is ook bekeer. En toe nooi ek sommer jou tantes ook saam. Wil julle nie parade toe kom nie? Hey, toe ek weer sien, dis die hele familie daar. So God works in mysterious ways. Hy bewys sy liefde. Ek wil nou amper melodramaties raak. Hy het 'n ma se gebed gehoor. En het 'n familie by die voet van die kruis gebring. Hy het hulle by die voet van die kruis gebring. Yes. Uitgekom. Sê ek verloor die wat julle het. Vat my ook saam met julle, ek gaan saam met julle. Parade toe, die een pastoor vra nou eendag, is ons daar in Vredendal. En ons gesels so oor Martinus Tjugu en sy bediening wat hy gehad het, na hy die gevangenis het gekom het. En ons gesels oor die pastoor wat hom na die Here toe gelei het. En toe ek die pastoor se naam noem, toe sê, waar ken jy die pastoor? Ek sê, ek het 'n bekering gekom daar by die pastoor. En ek is daar gedoen, hy sê, maar ek kom ook daar vandaan. So God works in mysterious ways. Ek gaan klaarmaak, ek. En die Here verras ons. Wil jy verras wees? Ek het nou die dag status gesien van Kali. Op Kali. Kali het vir hulle pad oopgetrap. Aan die warm bad, in die reën, in die donne weer, dan moet hulle eers daar by ons bly tot in die middag, dat die reën net eers bedaar.
Aan sy keer. Sissie. Sissie. Wat Sissie. is Sissie? Sissie die familie gebeur. Daarna Sissie die kom met mekaar. En toe kom Lia Desember maand. Net so voor die Kersfees. Maar die pastoor het voor jou gekom, nee. Nee, hy sê God bewys aan ons sy liefde. En na lang tye van getrouheid. Nee. Jou getrouheid maak dat die Here so nou en dan 'n geskenkie in jou hande druk. Rut se geskenk van getrouheid aan haar skoonmoeder het gemaak dat die Here 'n geskenk in haar hand sit. En Obed vir haar gee as 'n seun. Vir Boas as 'n man en vir Obed as 'n seun. En Naomi se hart het sommer oopgegaan oor hierdie klomp terwyl ek dink die ou skoonma het hy kan so bederf dat God bewys sy liefde. En so nou en dan. Once in a while he just give unto you a present and say that's for your faithfulness. It's because you are faithful. Because you are faithful, I give this present into your hand. Because of your faithfulness. It's because of faithfulness that God had put this building into our hands. But we must stay true to the task that He had given unto us. We must stay faithful. Rut het getrou gebly. Ruth stayed faithful. En sy het na haar skoonma gekyk. En sy het gesê, U God is my God. En sy het deel van die Israelitiese volk geraak. God called us from way, daar waar ons geloop het die Here ons geroep. En hy het ons gebring en het ons deel gemaak van die bruid van Christus hier op aarde. He made us part of the bride of Christ. And when He returns, ons dis as singele, ons wag vir die koms, vir die wederkoms van Jesus Christus. Daar's soveel tekens. Daar's soveel tekens wat in die Bybel is, wat in hierdie tyd gebeur, dat ons moet met verwagting uitsien na die wederkoms van Christus. He got a purpose. En ek moet net getrou bly. I must just stay faithful unto Him. En so elke dan en wan, dan sien jy, oh, God had blessed me. Die Here het my geseën met mooi dinge. Die Here het jou geseën met 'n plek van aanbidding. Die Here het jou geseën met kinders. Hy het jou met kinders geseën wat na jou omsien. Wat na jou vir jou omgee. Halleluja. Dankie Here. Ek is klaar. Pastoor, so nou en dan, wys hy kinders vir ons die reg. Nou raak as moeilik, ek weet nie, jy sê maar. As hy kinders vir jou sê, nee, daar. Maar kan ek jou kinders maak jy so, oh ja, ek dink aan hulle maak so. Nee, daar. En as ek moeilik raak, as ek sleep nou maar. Dan sleep ek my kamer toe. Kom ons staan op ons voete. Stay true to the task that God has given unto you. God het aan jou 'n taak opgelê.
As die musikant nie hier is ons verlore. Ons kan nog met die sangers en ons kan nog met hulle so 'n bietjie wegkom, maar as die musikant hier is, dan sê ons het vanmôre weer gesien, as die musikant hier is, ons sukkel om aan die gang te kom. God had given unto you a purpose. You got a purpose here. Jy het 'n doel hierso en jy moet daai doel uitleef. En as ek so sê, dan sê ek dit nie net vir hom nie. Ek sê dit vir elkeen wat hier is. Alles is net om jou stoele reg te skuif of op 'n maandag aan by die bid hier te wees. God had a purpose. Stay true to the task. Prys die Here. Bly getrou. Halleluja. Dankie Here En Jesus. wanneer jy getrou is, Thank you Vader. dan gee die Here se nou en dan 'n geskenkie vir jou. Dat jy kan sê, die een man sê, hy sê, weet jy, hierdie kleerlingvolk, hulle is 'n anderste tipe mense. Because hierdie kleerlingvolk, hulle is 'n ander tipe mense. As hulle begin koordans, dan koordans hulle laat die sweet. En as die Here vir hulle iets goed gedoen het, dan sê hulle die Here is die Here. Die Here is die Here. Hy is die Here, as die Here die dinge doen en hy goed in plek sit. Die Here is die Here. Father God, we know that you are God. We know that you are in control. We know that you had give us a purpose here. Father God, Here, ons het 'n doel hier op aarde. As ons kyk na Rut en Naomi se verhaal en hoe Rut haar mense verlaat het om ook dan ook deel van die Israelitiese volk te raak. Here, so het U met ons lewens 'n doel. U het 'n plan met ons lewens. En dankie Here dat U ook in ons behoeftes voorsien na U rykdom en na U genade. Dat U so nou en dan ook vir ons 'n bietjie salf en ons 'n bietjie toerus. Dat U ook so nou en dan die sluise van die hemel oor ons oop maak met seëninge, met voorsiening vir ons daaglikse behoeftes. Baie dankie. Dankie dat U so nou en dan ook oor ons familie kom broei en ons bring by die voet van die kruis, waar ons as 'n familie, as 'n gesin, saam U kan loof en kan prys. Dankie Here. Dankie vir die teenwoordigheid. Baie dankie Here. Dankie vir kinders, dankie vir kleinkinders. Here Jesus. Here, dat ons saam rondom die altaar kan vergader. Jesus naam. Ons loof U en ons maak U naam groot. Dankie vir die musikante, dankie vir die sangers, dankie vir die worship team, vir die aanbiddingsman. Here, dankie dat hulle ons in 'n hoogte kan vat en ons kan bring in U teenwoordigheid. Dat ons al jou laste en al jou bekommernisse kan aflê en dat ons hande kan oplig en kan sê, loof die Here, want Hy is goed. Yes, halleluja. Dankie Here. U goedertierenheid is tot in ewigheid. In Jesus naam. Jesus se naam. Amen. Baie dankie Here Jesus. Amen. Dankie Vader. Thank you, Father God. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Thank you, Die Jesus. Here sal sy aangesig oor ons verhef en hy sal vir ons sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees en met ons bly totdat Jesus kom. En omdat ons sy koms verwag, sê ons amen. Amen.